ek gaan nou die Google Meet link oopmaak. En ja, so dit is hoe dit werk. Daar's 'n Google Meet link en die coaching vriende kan dan nou saam praat. En ja, dis hoe dit is. Ek kan net hierso kies maak. Alright. Nou goed, Boersien is hierso. Alright. En baie dankie dat jy hier is. Groot waardering. En al die Facebook vriende, baie welkom as julle die like knoppie kan druk. Ja, en daar is ons sommer nou sommer 'n hele klomp coaching vriende. Albert is hier en Santi en Isabel en Johan, Frans en Johan, daar sy en Nicolien. Nancy, gaan dit goed? Daar sy. Lekker man, lekker. Daar sy. Alta is ook hierso. Hallo Etty. Daar sy en Santi. Nou ja. Nou goed, julle kom ons gaan sommer begin. Ons is nog so 'n minuut, dan is dit nou 7 uur. Ek glo daar gaan nog mense opdag. Goeienaand Kobus. Hallo Johan. Hallo Johan, hallo Nicolien. En ek wil net vir Johan en Elise ook hallo sê. En daar sê en Isabel, dankie dat jy hier is. En ja, Hetty en Pieter. En sy Frans en Elmarie en Alta. Albert, dankie dat jy hier is man, dankie. Right. So, goed, so hoe dit nou werk vir die wat nou nie weet nie, maar ek dink almal van julle weet daarom, is jy sal sien op die onderkant van jou skerm is daar so 3 kolletjies op die Google Meet en dan kan jy jou hand daar opsteek en dan kan jy gerus saam praat. So die doel van die live is om mense te bemoedig en om jou ervaring te deel. En dit is ook goed om mense ervaring te deel, want wanneer jy jou ervaring deel, dan help jy iemand anderster. Jy help iemand anderster deur jou getuienis. Ek wil vir Frans nou 'n ding hier vertel. Ek het nou net 'n video gemaak en iemand het, of althans, ek het 'n video gemaak oor Vitamine C en toe kry ek 'n community violation. Nou ek het net feite vertel oor Vitamine C en vleis, wat ek nou nie hierso sal sê op die live nie, want dit is koppel ons af. Maar die feit is, en jy weet, toe kry ek 'n community violation, en toe sê ek, hoor hierso, want in daardie video, ek het iemand se kommentaar gevat, en die persoon het gesê, ja, daar's nie Vitamine C, jy weet, voldoende Vitamine C in vleis nie, en toe het ek nou my stelling gemaak daar, julle kan nou maar dink wat het ek gesê. En in elk geval, en toe sê hy ook, daar's korttermyn voordele in karnivoor. Daar's korttermyn voordele in karnivoor, maar daar's nie langtermyn voordele die Frans. Jy weet, en toe sê ek vir hulle, hoor hierso, kom na die live toe, dit was nou so 1/2 uur gelede gewees, toe sê ek vir hulle, kom na die live toe, oor 1/2 uur, en dan praat julle asseblief met Frans, en dan sê julle asseblief nou vir Frans, wat 32 kg gewig verloor het, dat daar nie langtermyn voordele is in die karnivoor nie. Jy weet, so, in elk geval, ek het net gelag. Maar toe maak ek daarom nou 'n video, en toe sê ek, jy weet, die TikTok met hulle woke agenda, hulle moet net wakker word. In elk geval, ek wil net vir Louis ook welkom sê, en vir Heinz, baie dankie Stefan dat jy hierso is, en Sandra is ook nou hierso. Sandra, baie welkom, baie dankie dat jy hier is. Sandra se getuienis is so kragtig, dit is so 'n wonderlike getuienis, nou maar ek praat alweer te veel. Ek wil graag sê, ons gee nie mediese advies nie, as jy hierdie goed met jou dokter bespreek, asseblief doen so, en as jy 'n coaching sessie met my wil bespreek, as jy nou op TikTok en Facebook dit hoor, dan kan jy WhatsApp my, dan sal ons na die tyd kommunikeer. Maar kom ons hoor bietjie, wat sê die coaching vriende, hierso is baie coaching vriende nou, en julle kan gerus julle getuienisse vertel, en julle kan vra, en stellings maak, net soos julle wil. Albert, jy kan gerus wegspring, baie dankie.
Kan julle my hoor? Ons hoor jou baie mooi, Albert. Non sê, almal, man, ek het eintlik nou, bietjie 'n pluimpie in die hoed gekry. Ek is 'n asmaleier van ek gebore is. En, ek het laas jaar, die tyd het ek 1 pompie 'n week gebruik. Ek is nou af na 1 pompie so elke 3 maande. Wat ja, dis vir my even, dis eintlik unbelievable. So 'n mens bly wen, jy hou nie op beter word as jy op 'n sekere vlak kom nie. Ja. Dinge hou net aan beter word. Ek is 'n kroniese asmaleier, so as dit enige indikasie is van 'n ou wat 'n pompie 'n week gebruik het, nou daar's net om julle idee te gee, daar's 200 puffs in 'n pompie. Jy weet, soos die Engelsman sê, do the math. Jy weet, 'n pompie 'n week gee jou 800 puffs na 'n pompie oor 90 dae. Jy weet, by die ander wenne wat ek al hoeveel kere op die bootcamps gesê het, ek is af van 164 af, na 138 toe, ek is af van 46 broek af, of van 58 broek af na 42 broek toe. Ek kon nie beweeg nie. Ek loop nou, ek het nou in die winter wat dit koud was, het ek 'n loper op ys gesit. Ek het vir my 'n kettlebell routine wat ek op een van die YouTube apps gekry het. En ek doen dit nou in die aande en ek kan dit nie glo nie. Dit is net absolutely amazing. So ja, Kobus, weer eens dankie vir jou en jou motivering en jou bystand en jou bemoediging en ja, net dat jy daar is en ons motiveer elke dag. Ja. Vir die wat nou nie weet nie, Albert is 'n 4,5 jaar karnivoor. Ek wou nou 'n grappie gemaak het en ek wou gesê het, Albert, jy moet daarom nou net weet, daar is nie langtermyn voordele in die karnivoor dieet nie, hoor. Daai ou het dit nou vir ons gesê op TikTok. en sorry, jy is 'n illusie, jy's nie 'n regte mens nie, jy is 'n AI wat ek nou hiermee praat. Jy weet, jy is 'n regte mens, jy weet. En dit is net, dit maak sulke goed ontstig my sommer in my gees, jy weet, as ek, jy weet, ja, jy weet, dit is soos, daar's 'n gesegde wat sê van, the person who say it can't be done, nee, is usually interrupted by the person who just did it. Nee, en hierso kom jy nou letterlik, letterlik 'n halfuur nadat die ou nou sy twak kwyt geraak het, en hierso kom sê jy's af, waar jy 1 keer 'n week 'n asma pompie gebruik het, is jy af na 1 pompie in 3 maande. Jy's af van... Ja, soos 4 pompies 'n maand, na 1 pompie in 3 maande toe. Ja. En as jy gaan kyk van 164 af na 138 kilogram toe, nee, hoeveel kilogram is dit? Ek kan nou nie die somme maak nie, hoeveel is jy af? Nee, ek het ook nou nie 'n calculator by my nie, dis 138, 48, 58, seker so 24, 26 kilos. 26 kilos. 26 kilos af van 'n 58 broek na 52 toe. en daai het jou meer beweeglik en alles. Nee, dankie Albert vir jou getuienis. Nee, dit is nou soos potshot. Daar het ons hom nou. En dankie vir jou inspirasie, en daar's nou mense wat absoluut hierdie getuienis hoor, en jy het nou die spyker op die kop geslaan. Ja, fantasties. Great stuff. Dankie Albert. Kom ons hoor bietjie daarso, is daar nog iets wat jy wil bysê? Nee, dis dit, Kobus, ek is net bly, ek kan beter asemhaal. Ek kan nie glo hoe baie voordele daar op karnivoor is nie. Ja. En baie geluk met jou uitnodiging na die seminar toe met Dr. Tim Noakes.
Ek dink dis 'n groot eer vir jou en ons is almal baie trots op jou. Ag, baie dankie. Dankie Well Albert. done, my vriend, well done. Ag, baie dankie Albert. Dankie vir jou bemoediging en dankie vir jou vriendskap. Ja, julle is deel van dit. Dit is een van die goed wat ek oor wil praat. Ek het vandag vir die Noakes Foundation my speech summary gestuur en ja, een van die goed wat ek wil oor praat is community en dit is julle. Ek gaan praat oor julle wenne en jy weet verskeie ander goed wat ek oor gaan praat, maar die realiteit is julle is absoluut 'n integrale deel. Hierdie carnivore ketovore is baie groter as ek. Sien net ek nie, dit is julle. Dit is wat beteken die bootcamp sonder julle? Ek wil daar gaan niks op die bootcamps aangaan as julle begin stil bly nie. So nee, dit is absoluut en weer eens Albert van spesifiek jou en die veterane wat hier so is en ook nie vanaand hier is nie. Baie dankie vir julle wat op die coaching is. Julle verleen geloofwaardigheid aan die coaching en ek is so bly jy het eers gepraat want dit is so spot on, soos toe daai ou sê daar is nie langtermyn voordele in die carnivore nie. Ag asseblief, gaan praat net met Albert en sy asma pompie wat hy nou nie meer gebruik nie. So baie gebruik nie, jy weet. Jy weet daai tipe van ding. So in elk geval, nee, dit is so. Ek moet net hierso vir vir Sean ook baie welkom sê. Sean, baie welkom hierso. Sarita ook baie welkom. En iemand het ook nou hier ingekom, ek kan dit nie sien wie's nie, maar baie welkom. Ja, kom ons hoor bietjie daarso, Johan en Elise, julle kan gerus praat. Goeienaand Kobus, goeienaand almal. Ja, nee, Jessie, Kobus, ek weet nie wat sal ek gedoen het sonder die mindsets en al die praatjies van almal nie. Kyk, wat ek gou begin vir jou sê, ek is nou 4 maande wat ek op die carnivore het. Dis die eerste keer in my hele lewe wat ek langer as 3 maande op 'n spesifieke dieet is. So as gevolg van al die bootcamps wat gehou word, al die motiverings wat ons kry, die manier hoe jy ons bystaan en die sekuriteit, die security wat jy het as 'n mens op die groep praat, wat jy weet jy kan enigiets praat en jy gaan support kry daarmee. So dit is vir my baie motiverend om alles by te woon wat ek kan bywoon en is baie leersaam. Want ewe skielik het 'n mens begin verstaan waaroor die dieet gaan, wat is die biologie agter alles en hoe jou liggaam werklik werk. En dan kom jy agter hoekom jy wat moet eet. En dit speel 'n sleutelrol tot ou se sukses, saam met die mense wat die hele tyd daar is om 'n ou te bemoedig. Ja, verseker Johan, nee, dit is so. Ek wil maar net vir jou ook dankie sê en vir Elise, baie dankie vir die manier hoe julle die coaching doen met my, die bootcamps wat julle bywoon, die lives wat julle bywoon, die bordfoto's wat julle stuur. En weet jy wat, dit maak dit lekker, nee. Ek het vandag met iemand gepraat wat vir my raad gevra het, maar hy is nie deel van ons coaching vriende nie. En ek uiteindelik so half namens iemand raad gevra. En ek kon nie die raad gee nie, want ek ken nie die persoon nie. Ek weet nie wat is die situasie nie. Jy weet, ek kan nie net op 'n voice nota raad gee as ek nie die persoon ken nie. Ek ken vir Johan, ek ken vir Elise, ek ken hulle detail, ek ken die nuances, elke ding, elke een van die coaching vriende wat nou hier is vanaand, elke een het 'n persoonlike situasie, jy weet, 'n lewenssituasie, 'n inflammasie of 'n metaboliese situasie, of wat ook al jy dit wil noem. So mens kan nie net uit die heup uit skiet en almal onder dieselfde kam skeer nie. Dit werk net nie, jy weet. So, maar ek weet julle as coaching vriende verstaan dit. Jy weet, maar weer eens Johan, julle, as ek nou vir julle moet punte gee uit 'n getal uit, dan kry julle 5 goue sterretjies hoor, uit 5 uit. So julle doen die coaching reg. Dit is gaaf. Ja man, Johan, en ja. Weet jy, op die einde van die dag, jy stel jouself op vir sukses. Vertel ons bietjie meer van julle wenne of van jou wenne. Ja, ek wil eers nog net bysê, die persoon wat negatief is teenoor carnivore is definitief iemand wat nog nie carnivore geprobeer het nie.
En as ek sê karnivoor noem ek, wil ek nie sê, dit is om dit op jou eie te doen nie. Dit is wanneer jy by 'n groep aansluit met 'n coach wat gemotiveerd is en ingestel is op die mens. En daai wat jy ingestel is op die mens en om die mens te verbeter. En ook soos hierdie groep is geestelik en dit is die fisiese afdeling daarvan. En dit maak dit wonderbaarlik om deel van hierdie groep te wees, omdat die Here teenwoordig is op ons karnivoor groep. En ou wil deel wees van dit. En dit maak 'n ou 'n totale beter persoon en dit vorm jou karakter. Verseker. Dan, ja. Nee, dis reg, jy kan maar praat, is goed. Ja, ook om vir jou te sê, dit is nou 2026, soos ons almal weet, is die eerste keer vanaf 2012 wat ek onder 160 kg weeg, wat ek 'n heel ander mens is, wat ek my hele lewe teruggekry het, wat ek meer fisiese dinge kan doen, baie meer energie het en jy voel net 'n ander mens. Jy ewe skielik meer woema om verskillende dinge aan te pak. Dit is wonderlik, man. Eers, ons is saam met jou bly, Johan, en dit is so lekker om daai wenne te deel. Ons is baie trots op jou. En ja, en weer eens terug na die bordfoto's toe. Ek kon vir Johan sê, Johan, jy doen niks verkeerd nie. Hou net vas. En hy het vasgehou. Maar as jy op jou eie dit probeer, en miskien doen jy alles reg, miskien nie, maar jy sal nie weet nie, né? En dit is wat die coaching net lekker maak, as jy kan net daai gemoedsrus hê en okay, ek doen niks verkeerd nie, okay, die gewig staan stil, maar jy doen niks verkeerd nie, en dit is fyn, daar's baie goeders aan die gang in die agtergrond, en skielik, daar breek jy deur daardie 160 merk, wat altyd 'n issue was vir jou. En well done, baie geluk. Ja. En wat dit ook baie maklik maak, ek het seker so 'n week en 'n half terug het ek 'n gaalaanval gekry, en as 'n mens was nou vir iemand wat ek nie 'n karnivoor is, die sê iemand het 'n gaalaanval gekry, dan gaan hulle eintlik op en afspring as gevolg, want hulle gaan sê dit as gevolg van die vet wat hy ingeneem het. Maar ek kon dit dadelik uitsny, want ek weet ek het meer koffie daai week gedrink, en sterker koffie, en ek kon dit dadelik agterkom, dis waaroor die gaalaanval gegaan het, deur net dit uit te sny, en toe sit onmiddellik weg. So ek waardeer dit, die wyse waarop jy dit hanteer, elke ete, en die leiding wat jy gee. Ag nee, jy's baie welkom, Johan, ek is baie trots op jou, en op Elise, en so, wil jy namens haar 'n paar goed sê, of het jy nog statistieke wat jy vir ons wil deel? Ek sal die statistieke, almal is ons maar dieselfde, ek kan nou sê ek het 26 kilos, wat ek nou al verloor het in die 4 maande. Mooi. Die arthritis is weg, die urinesuur is beter. Ek kry nie meer sinus nie. Die opgesweldheid is weg, en dan elke keer as iemand anders van iets praat, dan sien jy kan nog iets stik en jy kan nog iets afstik, hoe alles verbeter, en definitief die energievlak wat baie verbeter het. Soos ek gesê het, sinus, daar's net nie meer ekstra fout in jou nie. Ja. En soos die Elise het, sy het 14 kilos verloor, sy bly basies konstant nou, maar sy het nie veel gehad om te verloor nie. Sy het heel wat meer energie, en haar arthritis is basies totaal weg. Wow. Dit is 'n kragtige getuienis, hoor. Jo, en weet jy, Johan, mens kan dit so maklik as van selfsprekend aanvaar. Jy weet, ag net sommer, Elise arthritis is weg. Okay. Nee, dit is 'n groot storie. Hoor, jy gaan praat bietjie met mense, nee, wat sal hoop om hulle arthritis weg te vat. En Elise is nie 'n uitsondering nie. Jy weet, daar's baie mense soos Denise wat sy ring vasgesit het. Ek het nou weer vir iemand 'n video gemaak vir Dons en Marlies. Dis nou nie arthritis nie, maar sy het ook 'n ring gehad wat vir 6 jaar nie gepas het nie. En nou pas daai ring. Jy weet, en sy het ook 24 kg gewig verloor, maar of sy het 24 kg gewig verloor, maar hoor hierso, vir julle baie geluk, vir Elise baie geluk, 14 kg af, energievlakke tops, arthritis wat basies heeltemal weg is, vir jouself,
die 26 kg af, die arthritis wat weg is, die urinesuur wat weg is, die sinus wat beter is, die energie wat beter is. Man, dit is net wonderlik, Johan, dit is fantasties. Ja, dan wil ek net afsluit deur te sê, ek waardeer die Carnivore-groep, ek waardeer elke persoon wat op die groep is en wat bereid is om sy storie te deel en ook vir jou wat elke dag leiding gee en altyd beskikbaar vir ons is. Baie dankie daarvoor. Ag nee, dit is sommer 'n groot plesier, Johan. Julle maak dit lekker. Dit is vir my net 'n plesier en ek het vandag vir 'n coaching vriende gesê, weet ek sê dit elke keer, weet ek word 'n beter mens as ek uit die bootcamps uitstap. En ek gaan daaroor praat ook op daardie summit. Want mens word 'n beter mens, jy weet, en jy moet jouself omring met kwaliteit mense, en hierso is kwaliteit mense hierso, kom ek sê vir jou hoor, regtig. So weer eens, dankie vir elkeen van julle wat ook in my lewe inspreek. Ek leer baie by julle, ek het vandag weer by 'n coaching vriend geleer, ek leer die hele tyd, en dit is maar belangrik. Voor ek vergeet, voor ek nou vir Hetty 'n kans gee, ek wil net graag vir julle iets vra. Ons het 2 coaching vriende wat in Suid-Nieu-Seeland is, en hulle het nou die dag het hulle lekker ingeskakel, omdat ons 8:00 die oggend 'n coaching sessie, althans 'n bootcamp kon gehad het, en ek wil maar vir julle vra, ek wil julle gevoel toets of ons moontlik die donderdag se herhalende mindset, wat die tweede donderdag op 10:00 is, hoe sal julle daaroor voel, as ons miskien een van hulle na 8:00 toe skuif die oggend, in steede van 10:00 die oggend, of miskien al 2 na 8:00 toe skuif, want die rede hoekom ek dit wil doen, Suid-Nieu-Seeland se tyd is 10:00 die oggend, is soos 11:00 die aand by hulle, so dis bietjie erg vir hulle. Maar tensy daar nou baie van julle is wat nou nie lekker gaan 8:00 daar kan wees nie, weet, en party van julle kan mos nou nie in die aand daar wees nie. Albert sê dit sal hom ook persoonlik beter pas. Julle kan maar regtig vir my ook na die tyd boodskappe stuur op WhatsApp en so, en dan kan julle net vir my sê, weet, is dit okay met julle, en wat dink julle, of wat is julle voorstel, en so aan. En dan moet mense nou maar net 'n besluit maak. As julle nie nou daaroor wil praat nie, so, dit is fyn. Maar ja, so met hierso iemand vra nou 'n vraag hierso in die kommentaar. Ek sal nou probeer om die kommentaar hierso te lees. Ja, in elk geval, maar kom ons gee 'n bietjie vir Hetty 'n kans. Hetty, jy kan gerus praat. Hetty en Pieter. Goeienaand Kobus, en aand al die vriende. Sy. Ja, eerste keer vir ons om ons getuies te gee, vir my en my man Pieter. Ons is nou so 4,5 maande op Carnivore, en ja, dit is 'n belewenis. Ons het nou nie 'n groot mediese geskiedenis van siektes wat ons gehad het nie, maar dit wat ons bereik het al reeds, en wat ons geïdentifiseer het met Carnivore, maak dit vir ons groot pluspunte. Ek myself het nou al so 8,5 kg verloor, met baie sentimeters wat daarmee gepaard gaan. Dan het ek iets wat ek nooit geweet het wat dit is nie, is die breinvok, wat dan nou ook weg is, wat Kobus vir my geïdentifiseer het, en dan ook so urinesuur, waarmee ek kwai gesukkel het, wat weg is, swelling in my voete wat ek gehad het, wat ek ook nie geweet het waar het vandaan kom nie, wat nou iets van die verlede is, energie, waaroor ek baie bly is, en werksdruk kan 'n mens net positief wees wanneer jy beter energievlakke het om die dag deur te druk. So, dis 'n groot pluspunt vir ons. Ons geniet dit baie, en ek wil ook vir Kobus en almal baie dankie sê vir julle ondersteuning en hulp en bystand elke dag.
Ag baie dankie Hetty. Dit is 'n kragtige getuienis, 8.5 kilogram af, sentimeters wat af is, breinwasigheid wat weg is, urinesuur wat weg is en energievlakke wat op is, nee, wat opgegaan het. Man, dit is so 'n groot getuienis en ek is so trots op julle, ek is so dankbaar. Ja, en jy weet, so spreek ons in mekaar se lewens in, jy weet, en Johan is ook hierso vanaand, Johan luister ook nou hierso en hy jy weet, hy ken ook mos nou, of hy is ook mos nou maar kollega en so aan. En dit is waaroor dit gaan op die einde van die dag. Jy spreek in jou kollega se lewe in, op die einde van die dag. Jy spreek in jou vriend se lewe in. En dis waaroor dit gaan. Is wat kan jy in iemand se lewe inspreek wat sy lewe vir die positief kan verander, nê? Jy weet, selfs moontlik probleme kan uitskakel op die einde van die dag. Nee, ek is baie trots. Gaan Pieter vir homself sy goed praat of gaan jy sommer namens hom praat? Nee, ek gaan vir hom gee. Hier sê Kobus. Baie dankie. Hallo Pieter, gaan dit? Goeienaand Kobus, gaan baie goed, dankie, nie klagtes nie. Goeienaand almal. Daar sy. Ons het geen klag. Ag, wonderlik. Net baie om voor dankbaar te. Ons het baie om voor dankbaar te wees. Pieter, ek is baie trots op julle man, yesterday. Vertel ons bietjie van, wat het jy in hierdie 4,5 maande reg gekry? Kobus, ek het begin op 126.4 kilogram. Ek staan op die oomblik op 113 kilogram. Ek is van 3X large hemp af na 2X large toe. Ek is van 'n 42 broek af na 38 toe. Ek staan baie makliker op. Ek het lewenslus, ek het energie. Doen dinge wat jy lankal meer lus gehad het of sommer net nie meer kans gesien het voor nie. Ja. Dit pak jy nou weer aan. Daar's so baie voordele. En wat lekker, 'n mens begin die komplimente kry, mense begin dit sien aan jou lyf. Ja. En hulle gee vir jou goeie komplimente en dit is baie lekker. Ja man, nee, dit is so, en jy weet, ook gegewe jou werksituasie, weet Pieter, op die einde van die dag, beweeglikheid is 'n belangrike ding, energievlakke is 'n belangrike ding. Jy weet, daar's soveel dinge wat belangrik is om aan die gang te bly en die liggaam op so 'n plek te hou dat hy effektief en funksioneel is en kognitief ook. Jy weet, die kognitiewe dinge wat so belangrik is, nie teenstaande die kilogramme wat jy verloor het, 13 kilogram gewig, 13.4 kilogram gewig, die hemp groot is 3XL na 2XL, die broek na 42 na 38. Man, dit is net fantasties hoor. Ek is sommer baie beïndruk. Dankie ook vir daai video wat ek kon maak vir julle. En dit is die celebrations, dit is die feesvieringe wat ek mos nou maar altyd, daai reendansie wat ek daar doen op die TikTok, waar ek die video maak met die geplakte jy weet, WhatsApp inligting. En dan dink die mense altyd seker, ja, ag, dit is sommer nonsens hierdie, né? Ja, en nou praat ek met Hetty en nou praat ek met Pieter. Nee, nou kan hulle mos nou hoor, jy weet. En dit is lekker om sulke oomblikke soos hierdie te hê. Ek waardeer julle en dankie dat julle hierso is en dankie vir julle getuienis en ek wil julle regtig aanmoedig om ook in die toekoms, nee, ek praat, hoe meer julle gaan praat, hoe meer gaan die coaching vriende julle ook leer ken, jy weet, en dis lekker om deel te wees en deel te voel in so, en ons is saam met julle bly. Baie dankie Kobus, nee, ons waardeer dit regtig, en dit is waar wat jy sê, jy weet, ek is 'n electrician van beroep, ek is baie op en af op die lere, en jy werk op hoogtes en goed, en dit het sommer baie verbeter, regtig, hou het weer selfvertroue, en ja, ander manne te stadig is, dan doen jy dit self. Ja, dit is lekker. Dis pragtig man, ek wil sommer so getuienis hier so ingooi, terwyl jy nou van dit praat. Een van ons coaching vriende, is nou jammer, hy is nou nie vanaand hier nie, maar dit is Willie, jy het al baie vir Willie hoor praat. Willie is al 42 kilogram af, en hy is daar van Heidelberg, en hy het 4 besighede, en een van sy besighede is ook 'n elektriese besigheid, en hy sê vir my nou, dat, ek het nou Sondag 'n coaching sessie met hom gehad, hy sê dat een van sy werkers
kon nie die werk gaan doen nie om een of ander rede, en toe moes hy nou self die werk gaan doen, en hy is nou 'n jaar en 'n half op die coaching, hy het 'n bariatriese chirurgie gehad, wat hy geskeduleer gehad het aanvanklik, wat toe nou uit die aard van die saak nie meer nodig was nie, maar sy beweeglikheid het so verbeter, dat hy toe ook op transformers en goed kon klim, en die hele dag lank hard kon werk. Hy sê as hy 'n jaar terug dit moes doen, dan sou hy 'n hartaanval gehad het, jy weet. En dit wys jou net, jy weet, dit laat my nou weer terugdink aan daai ou wat nou op TikTok vir my gesê het, ja, daar's nie langtermyn voordele in die karnivoor dieet nie, daar's korttermyn voordele. Jy weet, ag, jette nee, wil ek tog net vir hom sê, gaan praat net asseblief met Pieter in sy leer. Jy weet, of gaan praat met Willie in sy transformers, jy weet, asseblief tog. Jy weet, nee man, dit is, baie dankie. Dankie. Baie dankie vir elkeen se motivering, en vir jou bystand, ons waardeer dit regtig, en baie sterkte vir elkeen. Ja. Hou vas, byt vas, daar is altyd 'n goeie uitkoms. Ja man, ag baie dankie Pieter, ons waardeer julle, en dankie dat julle deel is van die coaching en die bootcamps en die lives en alles, en dis lekker om julle hierso te hê. En jou getuienis het nou iemand gehelp, jy weet, daar's nou iemand daarso wat in 'n soortgelyke situasie is, waar jy en Willie was, waar julle basies eintlik in 'n gevaarlike situasie was, of in 'n moeilike situasie was, jy weet, en even Johan, wat ook nou hopelik sal praat, jy weet, en julle het dit omgekeer, jy weet, so wel gedaan. Ja, Baie dankie. Daar sê, nou maar gaf, kom ons hoor bietjie daarso, laat ons net bietjie hoor, daar sê, Heinz, jy kan gerus inkom. Goeienaand Kobus, naand almal en naand almal wat volg. Ek wil net gou 'n paar kommentare maak oor van die goed wat gesê is. Johan het gepraat van die karnivoor wat dit vir hom baie maklik maak, en ek kan assosieer daarmee, ek resoneer daarmee, want in my woorde, karnivoor maak daai speelveld gelyk. Daar's nie meer al die ander goed wat dit moeilik maak om te sien wat gebeur, wanneer dit gebeur nie. Dit maak dit baie maklik. So die geraas in die stelsel is soveel minder. Ek het byvoorbeeld gisterand toe ek my bloeddruk meet, ek hou daarvan om goed te meet en te weet en op te skryf en te sien wat aangaan. Gisterand toe ek my bloeddruk meet, sien ek hy is weer hoër as wat hy veronderstel is om te wees, en hy is die laaste baie lank, was hy baie goed gewees. En toe besef ek, maar ek het weer te veel koffie gedrink, maar dis decaf koffie. Koffie is nie die probleem nie, dit is die hoeveelheid sout wat ek in die koffie gooi. Ek is sensitief vir sout, so dit is baie maklik om skugters uit te werk, en dan jy leer daardeur. Vandag drink ek nie soveel koffie en ek gooi ook nie soveel sout in. Ja. So dit is baie maklik. 'n Mens kan onderskei wat dinge veroorsaak wanneer jy iets verander. Dis baie makliker. Daar's soveel minder veranderlikes en pieke in 'n mens se stelsel, so dis maak dit maklik. En dit sluit onder andere wat vir my groot goed is inflammasie en insulienweerstandigheid wat minder en amper niks is nie. So daar is nog 'n mate van so iets wat 'n mens natuurlik het, maar die kere wat daar wel 'n bietjie van 'n opvlam of 'n oplewing is daarvan, dan is dit soveel minder as wat dit altyd voorheen was. En dan het ons nou net gepraat oor die langtermyn voordele wat van die mense reken daar nie is nie. Ek reken ook dat mense is eenvoudig oningelig en is jammer, want as 'n mens eers verstaan wat die voordele van karnivoor leefwyse is, dan sal jy nie sulke kommentare maak nie. Ek kan egter byvoeg, daar's ook in plaas van net langtermyn voordele, is daar ook korttermyn nadele. En my rede vir hoekom ek dit sê is, dis wanneer 'n mens afwyk van karnivoor wat jy die korttermyn nadele het. Want vandat 'n mens nou reg eet, die karnivoor reg volg, elke keer wat jy iets verkeerd eet, wat jy vir iets anders gedwing is om te eet, of wanneer jy 'n eksperimentjie doen soos ek nou en dan doen, dan het jy weer die effekte. En dis nie neeweffekte nie, dis effekte. Dis die goed wat ons al die jare gehad het, maar ons kon dit nie onderskei nie, want alles was net 'n gemors. Nou kom 'n mens baie vinnig agter wat die goeters veroorsaak, en jy kan dit uitsny en vermy. Dit maak dit soveel makliker. So ja, dit is maar 'n paar kommentare wat ek net gou wil maak. Dankie Kobus. Ja, Heinz, dis wonderlik. Ek hoop Sandra gaan ook bietjie praat vanaand. Sandra het vir Heinz nou die dag so 'n kompliment gegee. Hoopelik gaan sy dalk ook dit weer noem oor die hele besigheid van om statistieke te hou en boek te hou van eksperimente wat jy doen met jou liggaam
in terme van wat jy eet, jy weet al die eksperimente wat jy altyd met ons klankbord op die bootcamps. En dis wat die coaching groep baie lekker maak. Ons het hierdie binnekennis. Dit is ook iets wat ek oor wil praat op die World Nutritional Summit, is oor die binnekennis wat in die gemeenskap, in die community is. Ons het geweldig baie kennis wat ons, jy gaan dit nie op 'n GPT kry nie, jy gaan nie op ChatGPT kry nie, jy gaan nie op 'n Google kry nie, want jy gaan in 'n verkeerde rigting ingaan. Maar hierso is regte mense met 'n regte lewenssituasie wat dalk baie soortgelyk as joune is, of dalk nie soortgelyk as joune is nie, né? Maar jy kan inspirasie daar uitkry en jy kan daar uit leer en jy kan 'n paar vrae vra vir hierdie regte persoon wat regte situasie het. Jy weet, en ja, so baie dankie Heinz vir al jou bydraes en jou breinkrag wat ons baie goed benut. En ek kan hoor, jy dink baie oor hierdie goed en ek weet, jy klankbord alles met my en jy stuur gereeld toetsgoeders gereeld met my en ek hou daarvan. Dit is hoe die coaching werk. Ek dink nie beslis nie, ek weet alles nie en om die waarheid te sê, ek weet nie alles nie. En Professor Tim Noakes het gesê dat 'n wetenskaplike wat sy fout agterkom en dit nie regstel nie, is nie 'n ware wetenskaplike nie. En die feit van die saak is, die carnivore dokters het dit ook al baie gesê. Hulle het ook al gesê dat as hulle môre agterkom hulle is verkeerd, dan verander hulle dientjie. Maar tot nou toe, dit wat ons leer, word onderstreep en ondersteun deur wat ons sien in die carnivore dieet, in die coaching. En as ons anderster leer, dan verander ons sienswyse. Ons is nie in sement gegiet nie, maar die feit van die saak is, julle sien dit, insulienweerstandigheid word beter, inflammasie word beter, maar soos Heinz gesê het, as jy carnivore reg doen. En ek dink dit is waar die coaching inkom. Dit is, jy doen dit na die beste van jou vermoë, volgens die aanbevelings en aanpassings en vetpersentasies en. Heinz, ek weet jy het nou al baie oor jou wenne gepraat, maar tog, hier so veel mense wat nou luister na die live en hulle ken nou nie jou situasie nie. Wil jy nie asseblief net vir ons van jou wenne vertel nie, asseblief, as jy nie omgee nie? Dis reg, Kobus. As ek niemand gaan verveel met die goed nie. Nee. Maar die mense wat dit nog nie gehoor het nie, dit is dalk sinvol vir hulle, so jy's reg daarmee. Die groot goed wat my baie punte getel het. Kom ek begin eers. Ek het 1 Februarie hierdie jaar begin met carnivore leefwyse en ek het in die eerste week reeds 'n klomp voordele en pluspunte gehad en wenne gehad. En daar's geen manier wat ek voor die tyd eers kon half vermoed dat dit die moontlikheid kan wees nie. So ek het gesukkel met bloeiende en seer tandvleise. So elke keer as ek tande borstel, dan is die goed seer en daar's bloederigheid en goed. En ek het ook seertjies in my mond gehad aan die binnekant van my lippe, want ek slaap met 'n bytplaatjie. En dis maar om kners te verhoed en te keer dat my tande breek met dit. En daai seertjies was regtig moeilik. Dis meer as 'n jaar wat ek gesukkel het daarmee en ek was baie keer by baie dokters en tandartse en ons kon nie die ding uitsorteer nie met klomp medikasie en goed. Ek het die Sondag begin met die carnivore, die Woensdag was die seertjies in my mond weg gewees en die volgende week was daar nie eers letsels in my mond gewees nie. En soortgelyk vir die tandvleise en goed. Dit was bitter vinnig, toe's dit weg. En ek het nou die dag vir Kobus gesê, ek het dit nie eers besef nie. Dit was nie so doelbewuste ding dat ek gaan dopgehou het, maar toe ek begin het ek vir hom gesê, om die vleis te eet maak my tande seer, eintlik my tandvleis, dit voel ek my tande verstuit as dit sin maak, of hulle ontwrig is, en deesdae is geen probleem meer nie, so dit is deel van daai inflammasie wat weggaan. Gepraat van inflammasie, ek het 2 rugoperasies gehad, en ek het geweldig gesukkel met inflammasie in my rug, veral in my rug, en natuurlik regdeur mense liggaam, en vandat ek begin het met die carnivore leefstyl, is daar nie meer 'n probleem daarmee nie. Daar is nog mates daarvan, maar dis nie naaste by die vlak wat dit was nie. So, my beweeglikheid, mobiliteit is baie beter. Ek hanteer stres baie beter as voorheen. My gemoed is baie meer stabiel. Ek het geen angstigheid of depressie dips meer nie, soos mense deesdae deur die lewe gaan, was niks van daai tipe dinge nie. Ek kom agter selfs nou in 'n redelike stresvolle tydperk.
ek bly positief. Dit is nie daai ding wat jy moet gaan soek vir ietsie om jou te help nie. Daai is weg. Ek het seertjies agter op my nek gehad. Ook op 'n stadium net agtergekom, die goed is weg. Dit was van baie blootstelling aan baie son vir lang tye, wat ons gewerk het in die son. Ek kry geen hoofpyne meer nie. Dit was die eerste week al weg, hierdie hoofpyne ding. My brein is baie helderder. Ek het nie meer waterretensie nie, so die geswelde enkelse goed is weg. En ek kan sommer kort knip per die hele storie. Wat 'n mens gewoonlik na kyk is hoeveel gewig is jy af. En dis 'n byvoordeel vir my. Natuurlik maak dit al die ander dinge beter, maar ek is omtrent 21% van my oorspronklike massa wat af is. Ek hou nie daarvan om kilogramme te praat nie, want my 5 kg is nie noodwendig 'n ander ou se 5 kg nie, want my beginpunt is nie dieselfde as 'n ander ou se beginpunt nie. Maar my 21% stem ooreen met rofweg 27 kg, so 'n bietjie meer. Maar dis waar ek trek. En dan as ek nou onlangs 20 cm af en omtrek, dis beduidend baie. So ek weet nie van enigiets anders wat in hierdie tydperk vir mense so groot wen kan gee in al hierdie verskillende fases en fasette nie. My klere, iemand het nou ook genoem van klere, ek het van 'n broekgrootte van 46 of 48 af na 38 toe. En ek het gister uit die buitekamer van my ou nommer 36 broeke gaan haal. Wow. So wys my waar anders gaan jy dit kry en dis volhoubaar. Ja. Want dis nie moeilik om karnivore leefstyl te volg en te eet nie. Ja. So dit is so, nie in kort nie, maar dit is wat ek nou gaan sê. Ja, weet hy het baie geluk. Van 'n 48 broek na 'n 36 broek toe, man, dit is net 'n groot prestasie. Jy weet, en soos jy gesê het, 21% van die gewigmassa wat jy nou, dit is gelykstaande aan jou 27 kg, 20 cm af, seertjies in die nek, seertjies in die mond wat weg is, inflammasie wat grootendeels weg is, en ja, dit is net baie geluk, en jy het nou iemand geïnspireer hierso, hoor, en vir die wat nie weet nie, Heinz is 'n ingenieur, en hy hou statistieke van alles, hoor, hy het spreadsheets vir elke ding, en dis wat lekker is, soos vir die coaching, hy het die coaching gehack, en dit is waaroor dit gaan, hy maak die meeste van die coaching, en dit is hoe dit hoort. So baie dankie vir jou vriendskap, Heinz, en dankie vir al jou insprake. Heinz gee gereeld vir ons goeie gedagtes. Ons het byvoorbeeld die Carnivore riglyne en lesse geleer bootcamp eersdaags, en dit is Heinz se aanbeveling gewees. Baie dankie vir daardie. En ja, so dis die goeders wat ons by mekaar bind op die einde van die dag. Ek wil net tog vir julle vra, as julle miskien net vir my, miskien nou net 'n aanduiding kan gee oor daardie, wat ek nou van gepraat het, oor die feit dat ek nie hierdie donderdag nie, kyk, hierdie donderdag is dit nou 6:00 die aand die mindset, maar volgende donderdag gaan dit 10:00 wees. Hoe gaan julle daaroor voel as ons die mindset bootcamp 8:00 die oggend maak? Gaan dit vir julle 'n probleem wees? As jy 'n probleem gaan hê, druk die gesiggie knoppie met die groot mond, wat so skrik, dan Heinz sê, ja, Louis sê ook, maar julle kom in elk geval nie na die oggende toe nie, julle kom meer na die aande toe, nee. Is dit so? Louis lag net. Heinz sê ook, shapas. Alright, nee, dan lyk dit my daarom, het sal nie 'n probleem wees nie, ek sal nog maar vir Denise vra en so, of dit alright is, maar ek dink tog, ons kan daai mense akkommodeer, en so. Nou ja, kom ons hoor bietjie daarso, Heinz, baie dankie, kragtige getuienis, fantastiese dinge wat hy gepraat het. Ja, die speelveld is gelyk, sê hy, en daar is soveel wysheid in wat hy sê. Ja, dit is maar net so, en is dit nie ongelooflik nie, ek luister hom nou mooi, jy weet, soos die goed wat hy praat van effekte en newe-effekte. Daar's nie newe-effekte nie, daar's net effekte. En dit is goeders wat ons by mekaar optel. Daar's baie goed wat ek by Heinz optel, en daar's baie goed wat hy by my optel, en dit is so, ek het nou die dag ook so vir Lillian gelag, sy het ook op 'n bootcamp gepraat, en toe sy begin praat, en sy sê goeders, toe sê sy goed wat dit klink asof ek daar praat, en dit is net oor dat ons mekaar se gemiddelde word, en dit is net so, ons word mekaar se gemiddelde, jy weet, en ook goed so, hierso is fantastiese mense, hierso met baie insigte, maar kom ons hoor bietjie, wie wil graag bietjie volgende praat, en bietjie hallo sê, en getuienisse vertel, ek kan net jou hand daar opsteek, die 3 kolletjies,
Frans, jy kan gerus praat, daar sê. Kobus en almal, ja, ek wil net begin om te sê, die negatiewe kommentaar op jou post en so van, mense weet nie wat ons in die agterkant of in die binnekring van ons groep bespreek nie, en as hulle daai kennis het wat ons in die binnekring het, dan sal hulle net bietjie 2 keer dink voor hulle comments maak op jou goed. Dis nou maar net met my 2 cents daarop. Maar so ja, ek is net so oor die 310 dae nou, ek kan nie voor, en ek kan nie anders te dink wat ek kan beter voel as wat ek nou voel nie. So ja, as ek kyk na my belt, so 8 beltgaatjies af, as dit nie meer is nie, en 32 kilos af, en baie beweeglikheid. Ek het sommer vanmiddag vir my vrou gesê, hoorie, kom ons stap gou so 1 kilometer om die blok. Wat ek laas jaar hierdie tyd nooit so gesê het nie. So ja, my gout is weg, ek is van my insulienmedikasie af, ek is van my bloeddrukmedikasie af. Beweeglikheid is baie beter. Ja, ek voel net baie gesonder op die stadium. So ja, die ou wat 2 keer dink om carnivore te doen, maar mooi dink en besluit oor die polies is ek gevoel het tot 170 kilos. Ja. Ek het my eerst wel gestel van 130 kilos, en ek dink ek is so 8 kilos weg van dit af, en ja, ek sien net dan om die 130 kilogram te kom, soos net so opgewonde was ek toe ek na 140 gekom het. So ja, daar's goeie wenne vir my gewees. Nie soveel groot mediese komplikasies gehad nie, maar ja, dit was genoeg gewees as 'n ou oorgewig is en jy is bekommerd oor jou bloeddruk en jou suiker wat die hoogte inskiet, en waar toe gaan jy dan? Dokter toe om nog medikasie te kry. Ek glo nie daar's 'n ander alternatief wat ek weer wil volg as wat ek nou het nie. Ja. So dit het gewerk vir my, en as jy daar buite is en luister en sê hoor ja, ek voel ook so, ek is weer vol daai gewig, en ek het ook sulke situasies, dan moet jy regtig dink om dit te probeer. As dit net vir 30 of 60 dae, Ja. kyk hoe voel jy dan? Absoluut, absoluut. Jo, Frans, ek is so trots op jou, ons almal is trots op jou, en dit is net ongelooflik, ek hou jou lewensstorie so dop. Dons is nou hierso op Facebook, dis nou sy ander naam is Johan, en hy het ook 40 kg gewig verloor, maar Marlies, sy vrou, het 24 kg gewig verloor, en dis die tipe mense soos jy, wat op die coaching is, en absoluut hulle gesondheid vir die positief omkeer. Jy weet, en ek is net regtig beïndruk, en Elmarie wat jou so mooi ondersteun, dit is net baie pragtig, en ek dink vir 'n eggenoot moet dit baie goed wees om dit te beleef en te sien, jy weet, hoe jou gesondheid vir die positief verbeter. Ek wil net vir Dons ook sê, Dons, as jy op die link gaan kyk, dan kan jy inskakel op die Google Meet ook, as jy nie te besig is nie. Dit is op die broadcast nommer, het ek die link gestuur. Maar in elk geval, nee man Frans, ek is so beïndruk, af van die insulienmedikasie af van die hoë bloeddruk medikasie af, 310 dae carnivore, beweeglikheid wat beter is, jy kan nou om 'n blok stap, wat jy nie kon nie, 8 beltgaatjies af, en ek sien so uit om, ek hoop jy die belt saamgebring. Ja, ek het. Ek en Frans het 'n afspraak, hy is hier op naby my, hy kuier 'n bietjie daar by Johan, en Nicoline hulle, en in elk geval, ja, so dit is sommer lekker om al die familie so by mekaar te sien, op die foto's en op die Facebook en al die dinge. Ja, so wonderlik man, ek is baie trots op jou Frans, en jy weet, op die einde van die dag, jy inspireer mense nou, jy weet, as ek net so 'n bietjie oor jou kognitiewe situasie ook kan praat, hoe dit verbeter het, soos ek sê, ek hou jou gesondheidsverhaal
met 'n valkoogdop en dit lees soos 'n storieboek, jy weet, dit lees soos 'n storieboek, jy weet, jy kom van 'n baie swaar plek af, 'n baie donker plek en jy het absolute deurbraak gemaak, jy weet ook jou gemoedstoestand en jy klink fantasties goed en ja, wil jy bietjie daaroor praat? Sê herhaal gou, ek nie mooi gehoor nie. Ek sê jou kognitiewe gesondheidstoestand het vir my baie verbeter, jou gemoedstoestand, die laaste van waar jy begin het, jy weet? Ja. Ja nee, ek het deur 'n moeilike 2 jaar gegaan waar ek my suster in deel afgestaan het en so baie bietjie depressief gewees het. En die carnivore het ook daarmee gehelp, want dit gee jou brein en gesonde kos om aan te gaan en dit maak jou brein oop, sal ek maar sê. Ja, dit is net, dit lig jou gemoed. Mens kan dit nie verduidelik nie, jy weet, daar's ouens wat nou soos jy wat dit meer kan verduidelik, maar ja, dit maak jou brein gesond ook en ja, en weet jy dat jy meer dinge wil doen. Absoluut. En ek dink die hele ding wat gebeur is dit, kyk jou regte lewe situasie is nog steeds dieselfde, verstaan, maar kan ek sê die lewensomstandighede eerder, maar jy deel baie beter met dit, jy deel baie beter met die verlies, jy deel baie beter met jou eie gemoedstoestand en as ek dit nou mag sê, jou selfvertroue het ook vir my baie opgetel, jy weet, en dit is waaroor dit op 'n menslike vlak baie belangrik is om daarna te kyk, want dit bepaal hoe jou lewensuitkyk is, dit bepaal hoe jy reageer teenoor goed en so aan. So reg, ja. Ja. Nee man, ek is baie beïndruk. En baie dankie vir jou vriendskap en dankie dat jy daai beld gaan bring wat so 8 gaatjies weg is. En ja, dit is wonderlik. Ek gaan daai beld net hier so agter uit 'n plekkie net daar agter my. En as iemand my nonsens byt, dan gaan ek net vir hulle sê gaan praat met Frans se beld. Klaar gepraat. Dankie Frans. Right, nou maar gaf. Kom ons hoor bietjie daarso, wie wil bietjie volgende praat? Ek probeer nou hierso ek wil nou ietsie sommer toets op hierdie live. Ek het nou hier op die tablet ingeskakel en ek kon nooit 'n recording doen nie, so ek gaan nou gou probeer om die recording knoppie te druk op die tablet. Ek moet dit altyd druk op die laptop. Nou kom ons hoor of ek kan rekord. So kom ons kyk of alles reg gaan loop. In elk geval, ek het hoe dit gewoonlik met 'n live werk is, ek laai die recording af van TikTok af en dan post ek hom. This call is now being recorded. Ja, kan jy glo, ons kan rekord. Ek het gedink ek kan nie rekord nie. I'm very much happy. Nou ja, kom ons hoor bietjie daar, wie wil graag bietjie volgende praat en bietjie hallo sê en 'n bietjie getuienis vertel. En Sandra, as jy kan praat, Santi, Sarita, Sean, asseblief, Stefan, Joanne, asseblief, yes Joanne, jy kan gerus inkom. Hallo Joanne, hallo Jacques. Goeienaand Kobus. Nancy. Goeienaand julle almal. Nancy, Joanne. Ja, ek was nou gou op TikTok gewees. Okay. En per toeval toe sien ek nou, daar was iemand wat 'n comment gegee het deur om te sê, hy kan daarom nou nie glo dit werk nie. Ag, en weet jy, dit is een van my wonderlikste comments waarop ek kan afkom. In hierdie afgelope amper 900 of 800 en ek weet nie, ek dink ons is amper 850 dae op die carnivore. En kyk, weet jy, al wat ek net vir die mense kan sê is, jy gaan nie weet of dit gaan werk as jy dit nie gaan doen nie. Ek het 6 weke lank ondersoek gedoen omtrent carnivore as gevolg van die feit dat ek baie siek was.
Ek was bedlêend vir 'n jaar as gevolg van cholesterolpille. Ek was op angsmedikasie, antidepressante, hoë bloeddruk, asmapille, voorgeskrewe en oor die toonbank sterk pynmedikasie. Ek was op 'n asmapompie. Ek het 'n nebulizer gebruik vir my longe wat so verswak het as gevolg van die cholesterolpil. Mense rarig. Ek sit en kry hoendervleis hier waar ek is in my sitkamer. Wat die karnivoor vir my gedoen het dit is onbeskryflik. Ook gaan ek sê, dit is nie 'n miracle cure nie. Dit is 'n absolute lewenstylwyse wat jy verander in jou lewe. En ek gaan eerlikwaar vir julle sê, alles verander. Jou denke verander. Jou keuses verander. Hoe jy besluite maak rondom enige situasie in jou lewe begin verander vir die positiewe. Want jy het lus om weer te lewe. En dis waar ek vandag is. In my journey met die karnivoor. En ek kan nie genoeg dankie sê vir almal wat bygedra het tot dit nie. Kobus, die mindset groepe, Jock, my Abba Vader. Eerlikwaar mense, as ek julle aan julle hande kan vat en julle op my journey kan vat om saam met dit om saam met julle dit ook te kan deurgaan, sal ek enige tyd doen. So ja, Kobus, dit is nou so vinnig in 'n neutedop. Kragtige getuienis, Joanne. Ek sê vir jou, dit is omtrent 'n getuienis. Joanne, ek wil net vir jou en Jacques baie dankie sê. 850 dae op die karnivoor dieet. En jy weet, weer eens, ek ken julle albei baie goed. En Jacques en Joanne mis nie 'n coaching sessie nie. Ons coach elke 2 weke. Hulle is sterre van sukses wat die karnivoor aanbetref. En ja, hulle het moeilike tye al gehad. En dit is wat hulle situasie of hulle manier van doen baie lekker maak, is hulle praat soos dit is. Hulle praat soos dit is en hulle is baie eerlik. Joanne is altyd baie eerlik. Ook as sy per ongeluk iets geëet het wat sy nie moes eet en dan sy in die biegboksie en dan vertel sy vir ons. En sy sê hoe dit is. Jy weet, what you see is what you get. Jy weet, en dit is net, ek hou van dit en regtig hats off komplimente vir julle al twee. Die manier hoe julle die coaching doen, die bootcamps bywoon en alles en groot waardering vir julle, Joanne. Julle getuienisse het al baie mense gehelp. En ja, jy weet, kom ons noem dit nou maar so, Joanne, jy kan nou weer inkom. Ekskuus, ek het net jou mikrofoon gemute want hy raas so bietjie. Maar as jy net vir ons dalk daai getuienis wil vertel van toe jy daai oproep gekry het van jou versekering af. Vertel ons bietjie daai ene. Ja, met sekerheid, Kobus. Ja, jy sien, dit was seker so, ek dink dit was seker 3 maande wat ek van die cholesterolpil af was. Wat ook, nou moet julle weet, dit was nie lank nie. 3 maande is nie so lank nie. Maar vir die mediese fonds is dit baie lank. Ek het 'n oproep gekry van my mediese af en hulle het vir my gevra, hulle kom agter ek het nog nie weer my cholesterolpil gaan afhaal nie. En hulle wil geweet het, is ek tevrede met die apteek waar ek dit kry, is ek nie meer tevrede met my dokter nie, en dis ek voor nee, ek is tevrede met my apteek, my dokter en alles, maar ek het my dieet verander. En nog voordat ek iets kon sê, vertel sy vir my, ja nee, dit is baie belangrik om gesond te eet en jou groente te eet en nie rooi vleis in te kry nie en van die vette af weg te bly en ek het net stil gebly en geluister dat sy klaar praat en ek vra onder andere toe nou vir haar, toe sy klaar is, sit sy of staan sy? En sy sê toe nee, sy sit, ek sê okay, kan ek vir jou vertel wat my dieet behels? En sy sê ja, sekerlik, en ek sê vir haar, ek eet my botter, my egte botter, rooi vleis, vet en my sout en my water en ek kan my koffie nog en melk en kaas so af en toe. En ek gaan vir julle nie lieg nie, sy was seker amper vir 2 minute chipstil, wat sy nie geantwoord het nie. Ek het gedog sy het voor my oor neergegooi. En ek sê hallo, en sy sê toe vir my,
sy wil dit net onder my aandag bring, sy gaan dit moet op aantekening sit, vir die toekoms, vir as iets met my moet gebeur, laat hulle kan sien, dit was my eie, en nie hulle skuld, omdat ek nie my cholesterolpil gaan afval het nie, maar ja, ek het daartoe gewaarborg, dit gaan die teenoorgestelde wees, en met bewyse van 800 en amper 50 dae se 2 keer wat ek bloedtoetse gaan doen het, is my cholesterol normaal. So ek het bewyse van dit wat ek vir Kobus gestuur het. So julle, hoë vet, rooi vleis veroorsaak nie hoë cholesterol nie. Jou brein het cholesterol nodig om te kan dink en te kan besluit en te kan doen. So ja. Pragtige getuienis, baie dankie Joanne, en dankie vir jou en Jacques se getuienisse en vriendskap en al julle bydra, groot waardering. Ja man, dit is net so, julle getuienisse red mense se lewens, en dit is so, statine, ons het nou weer gesien in die Ashwagandha, Milkthistle en Lion's Mane Bootcamp, onthou ons bied dit môreoggend 10:00 aan. Ja, ons moet maar miskien, ja, ek glo nie ons sal die opvoedkundiges kan skuif 8:00 toe nie, dit gaan, die Woensdag gaan bietjie moeilik wees, maar ons begin maar eers met die donderdag, ja, so hierdie donderdag sal dit nou 6:00 wees, maar volgende donderdag, ek dink, daar's 'n groot moontlikheid dat dit 8:00 gaan wees, maar ek sal julle op hoogte sal hou, of ek sal julle op hoogte hou. Ja, maar weer eens net Joanne, baie dankie vir daai groot getuienis. Soos ons gehoor het, Joanne was basies bedleend, baie pyn gehad, en sy het uit daai bed kon opstaan as gevolg van karnivoor. Sy kon haar statine los, en mens moet nooit dit los sonder jou dokter nie, jy moet altyd met jou dokter konsulteer. Dis ook een van die goed waaroor ek gaan praat, by die World Nutritional Summit. Ek gaan sê, ons het goeie dokters nodig, en ons het 3 dokters wat al coaching gedoen het, en huidiglik 2 van hulle doen nog coaching, en ja, die een dokter vriend, soos ek al in die video gesê het, hy het nou 7 kilogram verloor, en hy gaan nou donderdag aand gaan hy daar wees. Hy het vir my gesê, hy gaan daar wees by die mindset, en hy is so opgewonde, en hy's 'n doodgewone mens, met doodgewone probleme, jy weet, en ek kan vir julle een ding sê, julle het hom so geïnspireer, en regtig, ek wil vir die coaching vriende baie dankie sê, want hy het nie na die bootcamps toe gekom nie, en toe het hy nie so gevorder soos hy graag wil nie, om verskeie redes, maar en toe hy by die bootcamp uitkom, en julle daai eerste bootcamp so lekker, julle getuienisse, en toe hy daai vraag vra, wat nou ter sprake was, en julle dit so mooi geantwoord het, toe is hy nou sommer geïnspireer. En dit is hoe ons dit wil hê, ons soek goeie dokters op die bootcamps, ja ons soek, hoekom nie? Hulle het dit oorsee, hoekom mag ons dit nie in Suid-Afrika hê nie? Jy weet? So, ja, so dis hoe dit is. As nie dat ons teen dokters is nie, ons is glad nie teen dokters nie. Jy weet, ons soek goeie dokters, ons het goeie dokters om ons medikasies aan te pas. Ons het goeie dokters nodig om ons te opereer as dit nodig is. Jy weet, nou ja, maar in elk geval, kom ons gee 'n bietjie vir Stefan 'n kans. Stefan, hallo, ek is so bly jy is hierso man. Yes, Kobus, wat van goed naand julle. Ja, sê dat. Ja, nee, Kobus karring nou al lankal aan my, ek moet so 'n bietjie kom praat, so hier praat ek nou. Ja, ek het nie so baie wenne nie, maar ek dink elke wen wat 'n ou ervaar, jy weet, tel tot by die groter prentjie. Maar ek wil eerstens begin deur aan te sluit by wat Heinz vroeër gesê het. Ek is nou so net so oor die 3 maande op die karnivoor, so ek is maar nog redelik jonk op dit. Ek het al my fair share van die waar afgeval gehad, en dit is waantoe ek op pad is. Vir my is deur die karnivoor leefstyl te volg, dit voel vir my, dis soos, as ek met mense praat en mense vra my uit daarvan, dan sê ek vir hulle, vir my is dit soos, hoe skoner jy eet, dis soos 'n glas water wat jy daai water deur 'n reinigingsproses gooi. Die water raak al skoner en skoner en skoner en skoner, en die oomblik as ek verkeerd eet, en glo vir my, ek het al in hierdie 3 maande meer as 1 keer verkeerd geëet,
dan voel dit vir my jy maak daai water weer troebel en onmiddellik het jy daai effek in jou liggaam. Onmiddellik kan jy voel iets is uit lyn uit, iets operate nie nou soos hy moet operate nie en dis soos Heinz gesê, dis nie 'n neeweffek nie, dis 'n duidelike effek van die gemors wat jy toelaat in jou liggaam in, want jou liggaam wil nie daai junk hê nie. So ek wil dit net beamoen, daai was vir my nogals baie kragtig geweest. So toe ek op die Carnivore begin het so 3 maande terug, het ek dit hoofsaaklik gedoen want my bloeddruk het my so 'n bietjie in 'n hoek vasgedruk. My cholesterol is 'n kwessie. En ek het gout gehad, iets verskrikliks. Ek het dit baie keer meer as gereeld so erg gekry dat ek met krikke moet rondop. Jy weet, laat ek nie my bakkie kan bestuur nie. Ek kan nie op my voet trap nie want dit is nou op my regtervoet waar die diesel in die briek trap. En ek was 2 weke in die Carnivore in, toe is ek van my Pericos af. Ek is nou 3 maande later nog steeds van my Pericos medikasie af. Wat is daar nog gewees? Die dokter het my so 2 weke terug het hy my cholesterol medikasie van 'n 80 mg halveer na 40 mg toe. So ons is nog nie daar nie, maar ons is sterk op pad. Die bloeddruk is aan die beter raak. Jy weet mens as jy bloeddruk hoog is, jy voel mislik, jy's geïrriteerd, jy wil net mense, jy weet, in jou dorp by die lig uit laat sien, in my woorde nou. En my bloeddruk en ek voel begin al hoe meer stabiel raak. Ek het my eie toetser, my bloedmetertjie gekoop soos Heinz ook maak. En ek hou daarvan ek hou van syfers, ek hou van data. So ek monitor my bloeddruk en my bloeddruk was voordat ek met die Carnivore begin het, as ek by die dokters laat toets het, 160 baie kere bo die lyn, 102 onder die lyn, en vandat ek nou, jy weet, skoon eet op die Carnivore, bly soos ek moet bly, by die huis is my bloeddruk bo die lyn 130, 131 en onder 80, 82 baie kere. So daar is vir my 'n wen. Ek het net, toe ek die ander dag by die dokter was vir my check-up, toe hulle my bloeddruk met hulle met meters, maar ek is 'n fris seun. Ek is 'n groot seun en ek het taamlik 'n fris boarm, so hulle gebruik 'n standaard kap wat in my opinie vir jou 'n onakkurate lesing gee. En toe ek nou by hulle was, toe sy bloeddruk nou so bietjie aan die hoër kant, nie train smash hoog nie, maar hoog genoeg vir hom te sê, hoor jy, ek gaan nog nie aan jou bloeddruppele vat nie. Wat vir my so 'n bietjie van 'n teleurstelling was, maar soos ek altyd sê, no progress, slow progress is better than no progress. Jy weet, al skuif jy net 'n sentimeter, jy het geskuif. Solank jy net aan die beweeg bly, jy moet nie loop staan nie, jy moet nie loop sit nie, bly net aan die beweeg, dis die belangrikste. So dit is oor die gesondheidsgoeders. By my werk, van tyd tot tyd bestel hulle vir ons, jy weet, werksdrag, soos nou 'n mooi hemp met die werk se embleem op. En ek het altyd 'n 2 extra large gedra. En hierdie rondom toe hulle vir die 2026 jaar nou ons nuwe hemde bestel, toe sê ek vir hulle, hoorie maar, ek gaan nou 'n bietjie arrogant wees en ek gaan vir my extra large bestel, want ek glo nie ek het meer 2X nodig nie, want ek weeg my glad nie. Dit is nie my doelwit is nie om die hele tyd die skaal dop te hou nie. Vir my wil ek eers metabolies gesond word, ek wil eers my gesondheidsgoed uitsorteer, dan sal ek begin fokus op die skaal. Maar ek kan definitief aan my klere voel en sien, alles is los, my jeans hang so sakke aan my t-shirts sit los aan my, almal wat my sien, wat my lanklaas gesien, vriende, familie, kan nie glo, soos, ek wil amper sê die gedaanteverwisseling wat ek ondergaan het fisies nie. Maar in elk geval, langs die rekord en toe die werkshemde nou kom, die extra large wat ek bestel het, toe pas die hemde perfect. Hulle is even, ek dink oor 'n maand toe wat kan ek nog 'n size kleiner gegaan het. So dit was vir my 'n bittere groot, die Engelse woord achievement, want
ek is baie, hoe kan ek sê, task driven, soos die Engelsman sal sê. En as daar goed gebeur, soos 'n ou val van die wa of iets ongeluk, iets gebeur, life happens, ons is almal mense, dan voel 'n ou gedemotiveerd en jy voel half soos Jesus man, I'm letting myself down. En dit het half vir my partykeer in my agterkop gaan sit dat ek voel, Jesus maar, jy weet, ek was nou ongehoorsaam, ek het nou gecheat en hierdie ding het nou gebeur, ons was nog by familie of by vriende of wat ook al. En dan voel het van, yes, maar hierdie belemmer nou my, jy weet, my wenne. Maar, ja, meanwhile, back at the ranch, jy weet, in die agtergrond is die wenne nog steeds besig om deur te kom. En dit is so bemoedigend, want dit is so bemoedigend as jy weet, jy was jou hele lewe lang oorgewig, en ewes skielik sê mense, Jessie, wat doen jy lyk so goed, dis regtig bemoedigend, en ek was ook nooit in my lewe, by my doelgewig nie. En ek glo met harde werk en vasberadenheid gaan ek met Carnivore by my doelgewig kom en ook meer. So ja, dis sommer net so 'n neutedop wat ek in hierdie kort tydjie jy weet gewen het, ervaar het. Maar as ek moet sê van die grootste goed van dit is vir my die gout en die cholesterol, want aan my pa se kant van die familie, my pa was my ouderdom wat ek nou is, toe het my pa dubbele hartomleiding gehad, en ek is nou 37. So ek het vir myself gesê, dit gaan nie met my gebeur nie. Jy weet, in die geestesrealm eindig dit, jy weet, voor my voete, dit gaan nie my tref nie. So, ja, dit is ook een van die redes hoekom ek, jy weet, erg, ja, gemotiveerd is om net vast te byt en te bly stoot en hierdie ding te maak werk. So maar net so kort. Dis 'n kragtige getuienis. Ek wil nou so 'n bietjie verder op dit ingaan wat jy nou gesê het, rakende die, jy weet, in die geestelike realm. Ek wil so 'n bietjie daaroor praat, maar ek wil net gou eers hoor, hoeveel kilogram het jy nou al verloor, benewens nou al die ander voordele wat jy nou hier genoem het? Koos op my laas geweeg het, toe was dit net so, man, as jy het nou ronde getal maak, is dit 7. Ok, nee, dis piekfyn. Kyk, ek het net 12 kilogram gehad om te verloor, nee? En daai 12 kilogram het gemaak dat ek 'n vetterige lewer het. So, dis soos Heinz nou gesê het, kilogramme beteken eintlik nie veel nie. Ek skryf dit maar net neer vir die statistiek. Maar voor ons nou verder praat, want ek wil so 'n bietjie met jou praat oor die geestelike realm ding wat jy nou genoem het, want jy het nou iets baie mooi daar aangeraak. Wil ek net so 'n paar van jou wenne onderstreep. En die eerste een wat vir my uitstaan is die cholesterol wat beter is, en die hoë bloeddruk wat beter is, en die gout wat beter is. Ja, en alles is nog nie perfek nie, ons weet, maar ons weet ook, daar was 'n paar cheats gewees, en ons het daaroor gepraat, en jy weet wat is die feite oor dit, maar nog steeds het jy die wenne bly kry, alhoewel jy beter wenne kon kry as jy nou nie daai cheats gehad het nie, maar weer eens baie geluk met die 2XL, wat af is na XL op die hemgrootte, baie geluk met die perikos wat gestop kon word in samewerking met die dokter, en baie geluk met al die komplimente wat jy kry, en jy verdien dit. So, en baie dankie Stefan dat jy vanaand praat, en ek wil jou regtig aanmoedig, want jy sal nou hoor, die ouens gaan nou baie beïndruk wees met jou, of hulle is reeds baie beïndruk met jou gesprek hierso, en dis waaroor die bootcamps gaan. Jy leer mense ken soos Heinz en Albert en Frans en almal wat nog hier is en so. En dit is waaroor ons gaan. Jy's deel van ons en ek weet jy vind waarde uit die bootcamps uit, maar nou het jy begin praat. So dis mooi. Ja, so ek wil so 'n bietjie 'n vraag vir jou vra oor die hele ding van, en jy het hom nou mooi benader, en dis toe ons nou die coaching sessie gehad het, toe sien ek nou, jy het nou 'n paar dinge al vir jouself uitgemaak, en dit sluit baie aan by wat ek ook altyd oor praat, en baie van die ouens wat nou hierso sit, daar's baie mense wat geestelik goed te praat hierso, maar jy het 'n ding gepraat oor skoonmaak, en toe sê ek vir jou, ja, maar dit sluit so mooi aan by die Carnivore se ethos,
die karnivoor is 'n skoonmakende dieet. Jy weet, en toe bring ek dit so 'n bietjie deur na die geestelike kant toe. En ek wil weer hoor, wat is jou gedagte daaroor, en dan kan jy dit dalk by mekaar bring by die hele ding van in die geestelike riekelm waar jy nou praat van dit stop by my, weet, want ek het 'n video gemaak, hoekom ek jou nou so pols oor dit, is ek het 'n video gemaak van waar ek gesê het 5 leuns wat mense oor hulle self glo, en een van die leuns is, ja, my ma was so vet gewees en my ouma was so vet gewees, nou is ek ook maar so vet en dit is nou maar hoe dit is, jy weet. Nee, dit hoef nie so te wees nie. Ja, daar is 'n genetiese komponent, maar dit hoef nie so te stop nie. Maar ek wil graag hê, as jy net so 'n paar woorde kan spreek oor dit, hoe sien jy die hele besigheid? Kobus, ek gaan kort en kragtig hieroor wees. Vroeër vanaand toe die meeting begin het, ek kan nie onthou wie die persoon wat daaroor gepraat het nie. Toe het hulle ook gepraat van die skoon eet. En dis 'n ding wat vir my, dit kom die hele tyd terug na die skoon eet, en terwyl daai persoon praat, toe kom 'n sin in my kop op wat 'n pastoor wat ons by 'n kerk gehad het in Oudtshoorn, lank terug, toe kom sy woorde by my op wat hy een keer vir ons gesê het in 'n diens. Toe sê hy, 'n gesonde liggaam huisves 'n gesonde gees. En dit is iets wat my nog altyd bygebly het, is net daai paar woorde, 'n gesonde liggaam huisves 'n gesonde gees. En ons almal weet ons is liggaam, siel en gees. En as ons nie self na ons liggame gaan omsien en sorg dat ons 'n gesonde liggaam onderhou wat 'n gesonde gees kan huisves nie, dan voel dit vir my mis ons 'n bietjie die punt van hoe die Here ons geskaap het. So dit is, ja, en ek dink saam met dit voel dit net vir my, jy weet, al die leuns wat in ons daaglikse samelewing rondbeweeg, rondom wat is nou vir jou reg en wat is nou nie vir die mens reg nie. Wat is ons veronderstel om te eet en wat is ons nie veronderstel om te eet nie. En daar so, jy weet, dit is so 'n debatteerbare onderwerp dat mense raak so geklatter met al die feite, al die wetenskap, al die navorsing daar buite, dat mense weet later nie meer wat om te glo nie, maar as 'n ou na die statistiek begin kyk en ek begin luister na real life testimonies, soos wat ons nou vanaand hoor onder mekaar, dan dink ek is dit redelik voor die hand liggend. So ek weet nie of ek heeltemal jou vraag antwoord nie, maar vir my, dit is mooi. Vir my is dit duidelik, jy weet, daar's 'n direkte korrelasie tussen dit wat ek glo, jy weet, as kinders van die Here, wat die Here van ons verwag, hoe jy moet leef en eet, want ek kan nie sien dat, en dit maak, ek sien nie dit maak die Here minder lief vir ons nie, maar ek is maar net so tipe mens, ek kan nie sien dat as jy jou gaan vergryp aan gemors, hoe ander jy die Here deur sulke goed te doen. As jy ek wil amper sê jou verdrink in gasterige koeldranke en drank en gemors, en ek hoe ander mens, dit is maar net, dalk is ek maar net te streng as dit kom by sulke goed, maar dit is maar net my persoonlike mening. Ja, maar weet jy, Stefan, wat hierdie gesprek nou baie lekker maak is, en jy moet regtig met vrymoedigheid hier praat, want jy sal nou hoor, die ouens gaan jou nou baie ondersteun, hier's baie mense hierso wat presies voel soos jy voel. En wat die hele gesprek nou lekker maak is, jy word ook nou verryk deur hierdie gesprek, omdat ek trek nou basies hierdie inligting uit jou uit, wat dis goeders wat in jou hart is, wat jy eintlik nou nie, sommer baie praat oor nie, nee, want jy wil nou nie mense afhonteer, en jy wil nou nie, jy weet, vir mense ongemaklik laat voel, of so nie, maar weet jy, hierso, en in die mindsets, soveel meer, want in die mindsets is dit nou heeltemal veilig, want TikTok luister nie, op hierdie stadium luister TikTok en Facebook, en hulle is ook goed so, hulle kan maar leer. Maar die feit van die saak is, dat hierdie wysheid wat jy hierso spreek, is 'n wysheid wat ek glo die Here in jou hart geplaas het. Jy weet, so dit is eintlik, dit is eintlik nie jou wysheid, dit is eintlik die Here se wysheid, in my opinie, is net my opinie,
En dit kom terug na wat ek altyd sê, is daai bloudruk wat die Here vir elkeen van ons het. Jy weet, Stefan se bloudruk, toe Stefan 'n babietjie was, die perfekte wil van die Here vir Stefan, die bloudruk vir sy lewe. Hoe lyk daai? Jy weet, en dit wat jy sê, jy weet, ek het vandag vir iemand gesê, vir 'n coaching vriende gesê, hulle is eintlik hierso in die bootcamp nou. Toe sê ek vir hulle, ons eet ons grou basies ons grafte met 'n vurk. Jy weet, voor karnivoor nou, né? Maar nou is die teenoorgestelde waar. Nou is dit 'n kwessie van ons reclaim ons gesondheid en dit wat by ons gesteel is deur onsself, is eintlik maar onsself wat van ons by onsself gesteel het, jy weet, op die einde van die dag. Maar ons reclaim dit nou so deur elke karnivoor ete perfek te maak, deur elke jy weet, elke temptasie te weerstaan, reclaim ons gesondheid, jy weet, en ek dink is belangrik, daai konneksie wat jy nou gemaak het met die geestelike goed, laat ons nie dit sal ignoreer nie, en laat ons meer daaroor sal praat, want want jy het spesifiek gesê, in die geestelike realm, gaan dit stop by jou, jy weet, en ek dink jy besef, of miskien besef jy, hoeveel krag en autoriteit is in daai woorde wat jy gesê het daarso. Dat daar soveel krag en autoriteit as hoof van die huis, wat jy daar gesê het, oor daardie spesifieke onderwerp. So, hats off to you man, dit is baie mooi gestel. Ja. Dankie Koop. Daar sê, en nou goed, kom ons hoor bietjie daarso, kyk, nou het ons nou die bal lekker aan die rol hierso, né? Kom ons hoor bietjie daarso wat sê Johan, jy kan gerus praat, ek is so bly julle is hierso. Goeienaand Kobus en goeienaand almal wat inluister en hallo al die coaching vriende. Ja, Johanie van Naboom. Ek is vandag so 288 dae karnivoor. Ja, en vir my is dit nie 'n leefstyl. Vir my is dit nie 'n dieet nie, is 'n leefstyl. Ons het ons hele leefstyl rondom karnivoor gedraai en die wenne wat ons al behaal het, dink ek sou ons verseker nie op ons eie kon doen nie en verseker het ons dit reg gekry saam met die groep en saam met jou Kobus en dan ook saam met die hulp van ons Vader. So ja. Ja, dis 'n kragtige stelling wat jy daar maak, Johan, en baie dankie, en dankie dat jy ook daai geestelike aspek aanraak, dit is baie mooi, en dankie vir jou vriendskap, en vir jou en Nicolien se voorbeelde van sukses, ook in julle gesin, en, jy weet, vir julle familie, oom Frans wat nou hierso is, en jou ma, Annelie, en dit is pragtig, ja, en ook kollegas, jy weet, Pieter, wat 'n kollega is, en dit is wonderlik, jy sien, dit is soos, dit is 'n lewende getuienis, dit is fantasties, ek is baie beïndruk. Vertel ons bietjie nog meer asseblief, Johan. Ja, nee, en dit is, soos jy nou sê, oom Frans hulle kuier 'n bietjie vir ons vir die week, en dis regtig lekker om 'n klomp karnivoor by mekaar te wees, en ja, vir ons is ons kinders wat hulle eet belangrik. So, ek meen, ons maak, hulle doen saam met ons karnivoor. So, ons is redelik streng met hulle ook wat dit aanbetref. En ja, as ons bietjie kyk na wenne, ek het nie gesukkel met hoë bloeddruk nie, maar ek het wel hoë bloeddruk gehad wat sou begin het, want ek het 'n probleem agtergekom en ek is na 'n dokter toe en net daar was my bloeddruk al lekker hoog, iets in die 160 oor iets in die 90 amper 100 en ons het toe begin met karnivoor en my bloeddruk het gestabiliseer, my suiker is reg, my urinesuur vlakke het verlaag, ek kry geen geld meer nie. Daar is soveel wenne oor die tydperk wat 'n ou nie elke dag besef nie. En dan, ja,
selfs 'n ou se vel word beter. My hake wat gebars was, is nie meer gebars nie. Ek het gesukkel baie met gebarste hake. Ek het nie meer geweet, is dit my werkskoene en of is dit plakkies of wat is die probleem nie. Maar vandag dra ek tekkies, plakkies, werkskoene en ek sit nie met so 'n probleem nie. So, ek meen, dit is 'n klein wen, maar dit is iets wat 'n ou raak sien wat jy behaal het, wat jy hoe lank mee gesukkel het en nie 'n oplossing gehad het vir dit. Kwaai. En soos ons nou ook gepraat het, jy weet, die hele scenario rakende jou werk, jy weet, jy en Pieter doen dieselfde tipe werk, en vertel ons bietjie daai getuienis weer asseblief man, van die situasie en so, asseblief. Ja, ek was in laas jaar, was ek vir 'n medical gewees en ek was gestop om werk op hoogtes te doen as gevolg van my gewig, want ek was te swaar vir 'n leer. Ek dink is in September maand of so moet ek teruggaan. En ja, dan het ek 'n lekker verrassing vir haar susters, want ek is nou so 32 kg af. En ja, met my bloeddruk wat reg is en al daai goeders, glo ek gaan dit 'n lekker verrassing wees vir hulle. Tja, nee, verseker, ek sien uit om daai terugvoer te kry van hoe daai afspraak gegaan het. Dit is sulke afsprake wat vir my, ek het baie sulke getuienisse waar mense, byvoorbeeld met 'n dokter, jy weet, of nou in jou geval nou met die suster 'n afspraak het, en dan, jy weet, dan solank sy net nie vir jou sê aangename kennis nie, want my dokter het dit vir my gesê, want hy het my nie herken nie, solank klas was ek daar by hom. Nou daai afspraak van jou met die dokter wat hy vir jou gesê het, aangenaam. Aangename kennis. Ja, so is dit. Sy het vir my daarso, sy het vir my die eet gegee van Weet-Bix in die oggend, en ek weet nie wat se goeders alsem, maar ek kon net nooit daai dieet volg nie. Dit was net nie vir my volhoubaar. En ja, ek meen, karnivoor maak dit net so maklik vir 'n mens om te kan volhou. Ek meen, jy het nie goed om te weeg en te meet nie, jy eet tot jy versadig is en jy gaan weer en jy eet wanneer jy honger is. Ja. Ek meen, dit is regtig volhoubaar, en ek wil almal aanmoedig dat as jy kan sien om dit vir 'n maand te doen, probeer. Want jy gaan nie weet as jy nie probeer het nie. En binne daai eerste maand sal jy verseker al suksesse sien as jy karnivoor reg doen. Dit help nie altyd om dit op jou eie te doen nie, want jy gaan nie weet of jy dit reg doen. Maar as jy dit saam met 'n coach kan doen, dan maak dit vir jou net dit soveel makliker, en die deure na sukses toe maak dit baie makliker ook. Ag, baie dankie Johan, ek waardeer dit man, en ja, weer eens, dankie vir al jou insprake. Ja, hoë bloeddruk wat reg gekom het, en gout wat weg is, beweeglikheid wat verbeter het, hakke wat mooi geword het, vel wat verbeter het, man, fantasties. En dan ook 'n ding wat ook by jou ook baie verbeter het, is selfvertroue, né? Dis reg, ja, Kobus. Ja, dis 'n kragtige getuienis, want en jy verdien elke kompliment. Ek het nou die dag, toe ek daar by Rapella, en ek sien hierdie jong lad wat daar by die deur inkom, ek's besig om 'n video te maak, en hy kom groet my, toe sien ek my maggies, dis Johan, maar op 'n video, yesterday, in regte lewe lyk hy nog soveel beter, hoor. So jonk, ja, ons het amper mekaar voorgestel daar by Rapella. Yes, ek sê vir jou, en nee, regtig, jy lyk fantasties goed, hoor, en ja, dit is net 'n groot getuienis, jy weet, en ek is so bly, ek is so trots op julle, weet, veral as jonger persone die karnivoor begin doen,
om hulle gesondheid reg te kry, dan wat is die rede om te wag totdat jy ouer is? Jy weet, dit is nie nodig nie. Jy weet, hoe ouer ons word, hoe moeiliker raak het eintlik, maar ja, dit kan nog help en dit kan werk, maar dit is beter om dit voor 40 te doen as na 40. Dit is 'n feit, jy weet. Maar nou ja, ons almal het nou nie daai opsie nie, party van ons is nou al daar verby. So dan maak jy nou maar wat jy moet maak. Dankie vir die compliment, Kobus. Nee man, dit is, en dankie vir julle before en after foto's, daardie foto's hardloop op die sosiale media en dis wat die mense, jy weet, soos ek nou vir Frans gesê het, die mense wat my nonsens byt, hulle moet nou maar met Frans se beld gaan praat, of met jou en Nicoline se before en after foto praat, jy weet, dit is net, gaan praat net met daai foto, jy weet, dit is net soos ridiculous. Ja, want dit lyk soos twee verskillende mense, as jy die twee foto's van 'n before en after by mekaar sit. Ja, en ek het oor 'n tannie wat vir my gesê het, hoorie, sy moet letterlik inzoom om te kyk of is dit regtig ek. Ja, kwai. Is jy nou 31 af? 32. Ek is 32. Nicoline is soos, ek dink sy 17, 18 kilos omtrent af. En dan my seun is so 16 kilos af, maar hy lyk baie goed en sy gewig het redelik gestabiliseer. Yes, jy sê vir klein Johan, ek is baie trots op hom en julle dogter ook, nee, baie dankie. Ja man, dankie Johan. 32 kg, 17 kg en 16 kg, nou as jy nou die kilogramme by mekaar tel, dan is dit nou baie hoor, dit is nou 40, 50, 60, ja, dit is 65 kg, as ek het nou my somme my nie verkeerd het nie, 65 kg, daar is mense, my vrou weeg 54, so tussen die drie van julle, het julle nou pretty much mense nog 'n bietjie verloor, jy weet, so, dit is goed gedoen. Nou ja, kom ons hoor bietjie daarso, wie wil volgende praat? Bietjie hallo sê. Goed. As julle nie nog ietsie wil sê nie, ek is baie tevrede met die live en baie dankie vir almal wat so lekker saam gepraat het. En ja, ons is dan môreoggend 10:00 het ons die Milk Thistle Lions Mane en Ashwagandha bootcamp en dan Sondag doen ons die antioxidant bootcamp en donderdag aand 6:00 het ons die live en ja, soos ek sê, heel waarskynlik volgende week donderdag gaan die mindset 8:00 wees, ek sal dit net bevestig nog, dit is nou die volgende week donderdag 8:00 die oggend, maar ek sal dit met julle vasmaak. Ja, so nou in elk geval baie dankie vir almal en dankie vir almal se insette, baie kragtige getuienisse, groot waardering, dankie vir al die TikTok mense wat hier was en Facebook mense, julle moet mooi bly, Pieter, Annelie, Frans, Billy, Liesel, Alta, Albert, baie dankie dat julle was, Heinz, Isabel, Jacques, Joanne, baie dankie julle, Johan, Nicoline, Johan, Elise, Louis, Michelle, baie dankie julle was, Sandra en Santi, Sarita, Sean en Stefan, dankie julle, kragtige getuienisse, mooi aan daar vir julle. Sê, en nou ja, daar het ons dit nou. Goed. Ja, so kom ons kyk bietjie, wat se vraag is daar so. Mrs. Mogul vra, so dit werk met wat MS in ja, weet jy Mrs. Mogul, ons het die multiple sklerose bootcamp, veelvuldige sklerose bootcamp, die 2de en die 5de Augustus, dit is nou die Mindset Recap 17, ons het al die MS bootcamp aangebied, en dit is tot jou beskikking, doen 'n coaching sessie met my, WhatsApp my, dan doen jy 'n coaching sessie met my, jy kry die notas in Afrikaans, jy kry jou video opnames, en so meer, maar doen eers 'n coaching sessie met my, hierso, Labeskag nie sê, gesonde liggaam is nie noodwendig 'n persoon wat goed lyk nie, ja,
Ja, vergeet van lelike dinge, ongeag kos. Ja, dis baie waar. Kom ons hoor bietjie of daar nog 'n vraag is. Kobus van die kerk is hier gewees. Arnou, baie dankie dat julle hier was. Groot waardering. Baie dankie Arnou, dankie vir die compliment. Hy sê, love oom se video's en daai biltong lyk so lekker. Dankie man. Groot waardering. En kom ons kyk bietjie wie's nog hierso. Be live. Dankie vir die volg. Ja. Kom ons kyk. Sê. En iemand vrou oud is ek is 52. Right, kom ons kyk wie is nog hierso. Wat sê oor Rita? Manne verloor gewig vinnig. Ja, ons het die Ozempic bootcamp gedoen. Jy praat van Retro-Tide. Ja, so dit werk, maar die probleem is dit maak ook jou gutlediging stadiger. So jou kos sit 24 uur in jou maag en daar's baie dinge om oor te praat. 40% van die gewig wat verloor word is spiermassa. So as jy weer gewig optel, dan kry jy nie jou spiere terug nie. So, maar wat's op my, dan doen ek nie 'n coaching sessie, dan praat ons daaroor. Right, goed. En right. Ons kyk daar so. Gelderblom, Gert. Hallo Gert, dag sê man. Sal dit werk vir 62-jarige dame? Ja, dit sal, verseker. Ons het baie mense wat hierso in hierdie bootcamp nou was, in hierdie live, wat ouer as 60 is. Ja. Ok, kom ons hoor 'n bietjie daar. Goed, ek sê vir julle baie dankie. Jannie, daar sê, hoorie Jannie, ja, doen coaching met my maat, dan praat ons weer. Nou goed, ek gaan groet, baie dankie vir almal wat by die live was, en 'n mooi dag daar vir julle. Right, goed, daar gaan hy, baie dankie julle.